Dan die skriflesing. Ons begin by Hebreërs 11, vers 5 en 6. As ons dit het, dit lees as volg. Deur geloof is Henog weggeneem, sodat hy nie die dood gesien het nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voordat hy weggeneem is van hom getuig, dat hy God behaag het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die beloon wat hom soek. En dan Judas, dis nie in die Ou Testament nie, dis die boekie net voor Openbaring. Dan Judas 14, Judas, vers 14 en 15. Dat is net een hoofstuk. Henog, uit die 7de geslag na Adam, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here kom met sy heilige 10.000, om oor almal die oordeel te vel, en om alle mense te straf vir al hulle goddelose dade, wat hulle in hulle goddeloosheid verrig het, en vir al die vermetele dinge, wat goddelose sondaars teen hom uitgespreek het. Tot sover. Ek wil sê, julle weet nou, ek is besig met hierdie reeks oor God die Vader, maar hierdie is net 'n stand-alone preek, 'n once-off, as ek dit in Engels kan sê. So is nou nie deel van daai God die Vader reeks nie. Eintlik gaan ek preek by 'n konferensie in die Kaap, einde Oktober, en toe dink ek gaan hierdie preek, en ek was so opgewonde, en toe ek sien wat hulle my eintlik vra om te preek, toe besef ek, nee, dis nie wat hulle vra nie. Maar toe berei ek in elk geval hierdie voor, en lankal in my gedagtes, wat ek hieroor dink en bid, en wil dit graag vir julle ook deel vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die lewe van Henog, dankie vir die lewe van geloofshelde in die Bybel, en dat ons kan leer uit ander se lewe, hoe lyk 'n lewe wat aan God toegewy is. En ons bid dat U dit in ons harte sal laat plek vind, en laat groei, en dat ons dit in 'n goeie en opregte hart hierdie woord sal vashou en vrug dra met lydsaamheid, met geduld, met volharding. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. So die tema het hier op die skerm, 'n lewe aan God gewy. Genesis 5 vers 21 tot 24. Kom ons lees saam. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy Methuselah verwek. Nadat hy Methuselah verwek het Henog 300 jaar lank naby God geleef, of party vertalings met God gewandel. En hy het seuns en dogters verwek. Henog het altesaam 365 jaar lank geleef. Henog het naby God geleef, en hy was nie meer daar nie. Want God het hom weggeneem. Eendag toe sê iemand vir my, jy moet mooi kies wat se naam jy vir jou kinders gee. Jy wil mos nie jou kind Jakob noem nie. Jakob beteken bedrieër. Kan jy nou dink, jy sê elke dag vir die kind liegbek, 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 liegbek. Dan gaan hy nou later 'n liegbek word. Nou dis nie so nie. Dis nie so dat ek weet, dit is so as jy nou regtig vir hom sê liegbek. Heeldag en elke dag het breek hom af, maar dit is nie so dat die naam wat jy hom gee, dit is wat hy nou gaan word. Daar's baie mense met die naam Victor en hulle het nog nooit iets gewen in hulle lewe nie. Daar's baie mense met die naam Beauty en they're not beauty. En tog aan die ander kant in die Bybel, baie keer beskryf mense se name hulle karakter. En dit is so byvoorbeeld met die naam Henog. Dis hoekom ek daai tema gekies het, 'n lewe aan God gewy. Sy naam beteken gewy. In Engels, a life pleasing to God. Sy naam beteken toegewy. Nou daar was 'n ander Henog in hoofstuk 4, vers 17, dis Kain se seun.
En daai Henog beteken ook gewy of toegewy, maar Kain het 'n stad gebou en toe vernoem hy die stad na sy seun. En so hy die stad toegewy aan sy seun en gesê Henog is hierdie stad se naam. Hierdie Henog van wie ek nou net gelees het, waarskynlik het sy pa hom toegewy aan die Here en hy het sy naam uitgeleef. Hy was 'n man, soos ons hier gelees het, wat toegewy was aan God. So wat leer ons uit hierdie man se lewe? Wel, dit gaan ons sien nou. Ons gaan 'n paar vrae beantwoord vanoggend. Die eerste vraag: wanneer het Henog met God gewandel? Ek ken 'n man. Daai ou vloek so baie soos John Bunyan gesê het. Bunyan sê van homself, hy het nou 400 jaar gelede geleef. John Bunyan sê hy het so baie gevloek voor sy bekering. Hy het 'n vloekwoord voor en na elke gewone woord gesê om die middelste woord gesag te gee. En hierdie ou het so verskriklik gevloek. As ons byvoorbeeld by 'n geleentheid is wat ons kuier, want ons word deur familie genooi, dan is hierdie mense daar baie kere. Daai ou, jou ore bloei so baie vloek hy. En vieslikste taal wat hy gebruik en perverse goed, lelike dinge wat hy sê ook. Ek weet nie wat met die ou gebeur het nie. Maar daar het 'n tyd gekom, sy kinders is klein en die Here het iets in hom kom doen. Dat hy daai lewe gelos het. Die lewe van drank en vieslike goed en vieslike taal. En hy's so ernstig nou om die Here te dien. In die oggende vroeg hoor ek nou by die persoon wat my sê, in die oggende vroeg kan jy gaan in die sitkamer, daar sit hy met sy Bybel, is besig met die Here. Sondag, hy wil by die Here se mense wees, hy wil onder die woord kom. Het so indruk op sy vrou gemaak. Wat het met Henog gebeur? Hoekom het Henog die Here begin dien? Want dit sê, as jy kyk in vers 21 weer, toe Henog 65 jaar oud was, het hy Methuselah verwek, of Methusalem, ken party hom as. Nadat hy Methuselah verwek het, het Henog 300 jaar lank naby God geleef. Na sy seun gebore is, toe het hy met God gewandel. Toe het hy die Here so begin dien. So het hy sleg gelewe, want hy het in 'n baie slegte wêreld geleef. Het hy eers sleg gelewe en toe sy seun gebore is, toe begin hy die Here volg? Ek dink nie so nie. Ek dink wat hierdie sê is, in hoofstuk 4 vers 26, net die vorige hoofstuk, 4 vers 26, lees ons, en verset, ook vir hom is 'n seun gebore, hy het hom Enos genoem, in daardie tyd het hulle begin om die naam van die Here aan te roep, en dan gaan ons in hoofstuk 5 in. So hoofstuk 5 is nou, Adam se bloedlyn deur Set, hoofstuk 4 is Adam se bloedlyn deur Kain. So hierdie gaan deur Set, so Set se nageslag dien die Here, hulle die Here aangeroep. So ek dink Henog, hy het by sy voorouers geleer, ons dien die Here, maar hy het iets verander in sy lewe. Dat dit nou nie net meer is, hy dien die Here nie, nou is dit, hier's iets anders by hom. Hierdie man wandel met God, hy leef naby die Here. Hierdie is soos Moses wat met die Here praat, soos 'n man met sy vriend praat. En wat het gebeur? Wel, ek glo, dis heel waarskynlik dat die Here homself bekend gemaak het aan Henog op 'n besondere manier. En hoekom ek dit sê is, want die verse wat Roel vir ons gelees het, uit Hebreërs en Judas, in Judas sê dit, Henog was 'n profeet. So God het sy woord aan hom bekend gemaak. God het met Henog gepraat, en ek dink dis wat aanleiding gegee het, daartoe dat hy die Here begin so ernstig dien het en met God wandel het. Wat bedoel ek? Sy seun se naam, Methuselah, beteken man van 'n pyl, of sy dood gaan dit stuur. Wanneer hy doodgaan, gaan dit gebeur. Wie van julle het al ooit sommetjies gemaak? In Genesis 5, want dit sê ons hoe oud hulle was, toe hulle kind gebore is, hoe lank hulle nog gelewe het, en hoe oud hulle was toe hulle dood is. Wanneer is Methuselah dood? In die jaar wat die vloed gekom het. Ja. So sy naam is 'n profesie. Sy dood gaan dit stuur, en toe hy sterf, man van 'n pyl, toe skiet God sy oordeele op die aarde. Net soos Psalm 7 praat, God trek sy boog en hy skiet sy oordeele, soos 'n pyl.
En dan, nog 'n profesie wat die Here gegee het vir Henog, is 'n profesie van die wederkoms, van die finale oordeel. En dit het Rolf ook gelees in Judas, wanneer die Here kom met 10.000 van sy heiliges, van sy engele, en hy gaan oordeel oor die goddelose. So hy het dit geweet, hy het nie geweet wanneer gaan sy seun sterf nie, hy het nie geweet wanneer gaan die finale oordeel wees nie. En so hy het besef, ek wil my lewe reg hê, ek wil naby die Here leef, ek wil met God wandel. In 2020 of 2019, toe skryf, dit was 2020, so dit was na COVID gewees, of in daai tyd die lockdowns, toe skryf iemand uit 'n ander dorp, uit 'n ander provinsie vir my e-pos, hulle die preke aanlyn begin luister. Eintlik het moes, ja, COVID tyd, want dit het ons eers op YouTube so begin opneem. En toe stuur iemand vir my e-pos en sê, ek kyk die preke, en dit het my baie diep getref, en my lewe is nie reg met die Here nie, en in die e-pos toe skryf die vrou, toe sê sy, ek het in die kombuis gestaan aan 'n dag, en toe hoor ek 'n gedreun, en toe sal 'n storm op pad. En ek was so beangs, ek was so vreesbevange, want ek het gedink, as hierdie die wederkoms van Jesus moet wees, ek is nie gereed om die Here te ontmoet nie. My lewe is nie reg nie. En sy het met haar pa gaan praat, en haar pa die evangelie met haar gedeel, en sy het tot bekering gekom. Dit was 'n geweldige stryd en sondeoortuiging vir die hele tyd. En toe het sy later vir my laat weet, die Here het my gered. En so sien jy die konneksie hierso. Henog het geweet 'n oordeel kom, en hy het gesê, ek gaan die Here met hart en siel volg. Ek gaan naby God wandel. En hierdie vrou, sy het besef, die Here kom, ek moet reg wees met hom. En ek dink ons moet in die lig daarvan lewe. Jy sien die persoon wat die wederkoms van Jesus die meeste voor oë hou, die persoon wat die finale oordeel en besef as 'n oordeelsdag die meeste voor oë hou, sal die persoon wees wat die naaste aan God wandel, soos wat jy nog gedoen het. In 2 Petrus lees ons hiervan, wat praat van, ons moet nie die geduld van die Here net afskryf en sê, ag, dit maak nie saak, die Here is geduldig, die wederkoms is nog ver. Hy sê, jy moet dit beskou as 'n kans om jou te bekeer, want die Here wat nie wil hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal hulle moet bekeer. En dan sê hy, omdat hierdie dinge so is, en die hemelliggame gaan smelt met 'n vuur, hoe warm moet die vuur wees wat die son gaan smelt? Dis wat 2 Petrus 3 vir ons sê, dat die hemelliggame gaan smelt by die koms van Jesus Christus. Watter soort mense behoort ons dan te wees in lewens van waarheid en heiligheid, van opregtheid en in vrede lewe, dinge regmaak. Ek weet nie of dit 'n begeerte by jou is nie. Toe ek hierdie voorberei het, dink ek, elke persoon wat hier sit vandag, wat regtig aan die Here behoort, dit is jou begeerte, jy wil heilig lewe, selfs in 'n slegte wêreld soos ons het, waar hulle jou doodskiet as jy goed sê wat hulle nie van hou nie. Wel, as jy heilig wil lewe in 'n bose wêreld, wel, hou die koms van die Here voor oë, soos jy nog gedoen het. Hou die oordeel voor oë, soos jy nog gedoen het. Het jy nog in 'n makliker wêreld gelewe as ons? Hoeveelste van Adam was jy nog? Wie het geluister toe Rolf lees in Judas? 7de van Adam af. Dit is nogal belangrik in geslagsregisters in die Bybel. Die 7de ouene geslagsregister, baie keer is hy in die kollig. So 7de, dis van Adam deur Set. Adam deur Kain in hoofstuk 4, wie is die 7de van Adam af daar? Lamech. En daai Lamech was 'n slegte man. Dis die eerste ou wat gesê het, nee, 'n man hoef nie sy vader en moeder te verlaat, sy vrou enkelvoud aankleef en hulle twee gaan een wees nie. Nee, hoekom kan hulle 3 nie een wees nie? En toe vat hy 2 vroue en hy vermoor 'n man en hy brag daaroor, hy skryf 'n liedjie en sê, ek dink Kain was erg. Ek het 'n man doodgeslaan, net omdat hy iets lelik vir my gesê het. En hy roem daaroor, so albei die 7de geslag, Henog leef in daai tyd, 'n bose tyd, 'n slegte tyd, en hy wandel met God. Hy wandel met God. Luister wat sê Titus. Titus hoofstuk 2 vers 12 en 13. Ek lees dit sommer vir jou. Titus 2 vers 12 en 13. Of kom ek wag maar dat julle die wat daar wil uitkom. Titus 2 vers 12 sê, God se genade, vers 11, wat nou verskyn het, vers 12, voed ons op, sodat ons in hierdie wêreld, in hierdie bedeling, hier en nou, verstandig en regverdig en godvreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp. Hoe doen ons dit? Vers 13, terwyl ons uitsien
na die salige hoop en die glansryke verskyning van ons groot God en verlosser Jesus Christus. Hoekom leef ons heilig hier en nou? Want ons dink aan die wederkoms. Net soos Henog. Nou Henog het nie net beter gelewe as die wêreld nie. Sien net dat hy beter was as Kain se nageslag, hy goddeloos nie. Hy het beter gelewe as sy eie bloedlyn, wat die Here gedien het. Want 4 vers 26 het vir jou gelees. Hulle het die Here aangeroep, Set se nageslag. Hy het selfs daar kon jy 'n verskil sien. Henog is anders as die res van die gelowiges. En dit sien jy soms in 'n gemeente, dit sien jy soms onder Christene. Daar's 'n Christen wat so Saul kop en skouers bo die volk uitstaan. Want hulle lewe so naby God, dis hoe Henog was. As jy kyk die ritme in 'n geslagsregister, hier was 'n oomie in ons gemeente, hy het die Bybel baie deurgelees in 'n jaar. Hy het eenmaal die Ou Testament 5 maal deurgelees in 'n jaar, hy self Nuwe Testament 5 maal, Ou Testament 4 maal in 1 jaar. Maar hy het so 'n bietjie gekroek. Want hy het my gesê in hierdie geslagsregisters, daai eerste 9 hoofstukke van Kronieke lees ek nie. Kyk dit so oor dit. So dis 'n bietjie kroek. Maar jy sien 'n geslagsregister, dit is nou vir baie mense vervelig, ons het net 'n klomp name. Maar lees hom en dan kyk jy, daar's 'n ritme. En waar daai ritme breek, dis belangrik. Hier's 'n ritme. Wat's die ritme? Hy het 'n seun gehad toe hy so oud was, hy het nog soveel jare geleef en hy het nog seuns en dogters gehad en hy het gesterf. Hy het 'n seun gehad toe hy so oud is, hy het nog soveel jaar geleef en seuns en dogters gehad en hy het gesterf. Waar breek die ritme? By Henog. Wat sien jy in die verse wat die ritme breek? Almal weet hy het nie gesterf nie, maar dis nie die enigste ding nie. Al die ander sê hy het geleef, hy het geleef, hy het geleef. Henog sê dit. Hy het met God gewandel. Dis so Spurgeon van George Whitefield gesê het, other men were merely half alive. George Whitefield lived. Henog het met God gewandel. En die herhaling beklemtoon dit vir jou. Het jy gesien in vers 22? Nadat hy Methuselah verwek het, het jy nog 300 jaar lank naby God geleef of met God gewandel. Dis vers 22. Vers 24. Henog het naby God geleef. Dit sê 2 keer, hy het met God gewandel. Hoekom sê dit 2 keer dit? Dit beklemtoon dit. Om te sê, hierdie man het regtig met God gewandel. Wat kenmerk Kain se nageslag? Kain se nageslag in hoofstuk 4. Hier's die ding wat uitstaan van daai ouens se lewe. Dis waarvoor hulle onthou gaan word. 'n Stad is na my vernoem. Ek het musiekinstrumente ontwerp. Ek het boerdery aan die gang gekry. Die eerste boere in die wêreld. Wel, Kain en Abel was boere gewees, maar ek het nou regtig bekend geraak daarvoor. Ek het tegnologie ontwerp, die hamer. Hulle het gereedskap ontwerp, mynbou. Dis waarvoor hulle onthou gaan word. Waarvoor word Henog onthou? Hy het met God gewandel. Ek dink wat Isaac Walton gesê het, hy's nou 'n ou wat in die 1600s geleef het. Hy het hierdie gesê van, of 16-1700s, hy het hierdie gesê van 'n Puritein genaamd Richard Sibbes. Hy het gesê van Richard Sibbes, heaven was in him before he was in heaven. Dis waarvan Henog. Heaven was in him before he was in heaven. Hoe naby hy met God geleef het. Nou gaan jou dag kom, né? Jy weet nie wanneer nie. Charlie Kirk het opgestaan en hy het nie gaan slaap daai aand nie. Hy is hemel toe, doodgeskiet. Jou dag gaan kom. Jy weet nie wanneer nie. Wat gaan op jou begrafnis gesê word? Wat gaan die lofrede wees? Oom Len het laas Sondag aand gepreek van begrafnisse en van eulogies. Lofrede by die begrafnis, die goeie dinge wat mense van jou sê. Wat gaan van jou gesê word? Waarvoor gaan jy onthou word? Wat gaan jou nalatenskap wees? Wat gaan op jou grafsteen staan? En jy weet mos, daai grafsteen kan lieg, nie? Want almal maak nie saak hoe sleg hy geleef het nie, op sy begrafnis is almal 'n Christen en hy's nou by die Here en hy's vry van pyn. Daai goed kan lieg en die lofrede kan lieg. Die vraag is, wat gaan die Here sê? Want jy sien, die Here self het gesê van Henog, Hebreërs 11 vers 5, hy het my tevrede gestel. He was pleasing to God. Dis van hom gesê. En wat gaan die Here van jou sê? Nou jy mag dalk sê, ja, maar Henog is uniek man, hy's 'n freak. Dis heeltemal uit hierdie wêreld uit. Nie een van ons kan droom om so met die Here te wandel nie. Wel, ek gaan nou vir jou 'n paar dinge daaroor sê, maar laat ek dit vir jou sê. Toe Jesus gedoop is, toe kom daar 'n stem uit die hemel en dit sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag, my beloved son with whom I am
well pleased. En Hebreërs 11 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Met ander woorde, glo in Jesus. Glo in Jesus. Dan sien God Jesus in jou plek. Hy sien nie jou sonde nie, jou sondes is weggewas deur sy bloed. Hy sien nie 'n onvolmaakte lewe nie, hy sien Jesus in jou plek. 'n Perfekte lewe, die enigste perfekte lewe. En dan is jy aanneemlik, dan kan die Here van jou sê, pleasing to God. Hy het my behaag, sy het my behaag. Want jou vertroue is in Christus. Tweede vraag. So die eerste een was, wanneer het jy nog met God gewandel? Tweede een, hoe het jy nog met God gewandel? Ek het een keer 'n jong ou en meisie beraad. Hulle het my kom sien en hulle het 'n probleem. En toe kom praat hulle met my oor hierdie probleem. En toe sê die meisie, hoekom kan die Here nie net met ons praat soos hy in die Ou Testament gedoen het nie? Dit sou soveel makliker gewees het. Dat ons die Here sien en ons stap saam met hom of hy ons hoorbare stem en hy sê, dis wat ek wil hê jy moet doen. Toe sê ek, nee, jy het dit heeltemal verkeerd. God het vir Moses gesê, in Numeri 12 vers 6 tot 8, hy praat eintlik met Moses se boetie en sussie, want hulle het gesê, hoekom kan net Moses die leier wees? Toe sê die Here, luister, met Moses praat ek anders as met die res. Met 'n ander profeet verskyn ek in 'n droom of 'n visioen. Met Moses praat ek in 'n hoorbare stem, van aangesig tot aangesig. So Moses was anders, hy's 'n uitsondering. Dis nie almal in die Ou Testament het 'n stem uit die hemel gehoor nie. Die ander ding wat ek vir die meisie gesê het is, die woord van die Here was skaars in die dae van Samuel. Jy het enige tyd God se woord. Verder, baie mense het nie 'n volledige Bybel gehad nie. Jy het Ou en Nuwe Testament. Jy kan dit enige tyd oopmaak. En jy kan God se woord aan jou hoor. En dis so vir Henog. Ons hoor Henog, Henog het met God gewandel. Ek het nou 'n prentjie gesoek vir die YouTube opname en vir die webtuiste. En dan gaan 'n prentjie saam met die preek wat ek uitstuur. Julle het gesien, hè? En toe tik ek net Enoch walked with God. Dan sien jy die ou man met 'n lang wit baard en 'n nog ouer man, bietjie langer, en hulle stap saam. Nee man. Nee, Henog, Rolf het gelees in Hebreërs 11, deur geloof. Deur geloof, hy het God nie gesien nie. Hy het deur geloof met God gewandel soos ek en jy sonder 'n Bybel. Hy het nie een bladsy van die Bybel gehad nie. Ons het 'n volledige Bybel, Ou en Nuwe Testament. Henog het gelewe voor Jesus gekruisig is. Voor die opstanding van Jesus. Voor die hemelvaart van Jesus. Voordat daar 'n middelaar is wat vir ons intree aan die regterhand van God. Hy het gelewe voor die uitstorting van die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees wat permanent inwoon. Ons het al daai voorregte bo wat Henog het. Ons het die liggaam van Christus, waar ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Henog leef in 'n slegte wêreld met min mense wat die Here dien. So ons het geen verskoning om te sê ek kan nie met God wandel soos Henog nie. Die Heilige Gees roep jou vanoggend, wandel met God. Hy roep jou, kom wandel met God. Wandel nederig met jou God. In Micha 6 vers 8, en ek ken die Engelse versie wat sê, and what does God require of you? But that you will walk, that you will love kindness. Do justice, love kindness, and walk humbly with your God. Wandel nederig met jou God. Wandel in die Gees, sê die Nuwe Testament. Die Here wil hê, wandel met hom. En ek praat nie van 'n ritueel nie. Ek het julle mos vertel, ek het op 'n bankie gesit. Ek het wakker geword die oggend, het op 'n bankie gaan sit buite op 'n stoep daar in Witrifuur en ek het my hande in my hare en ek is moedeloos want ek weet nie om te bid nie, want ek het nie my gebedslys by my nie. En ek vra vir die Here, want dit was 'n stryd in my hart. En ek sê, Here, as ek nie met U kan praat sonder 'n gebedslys nie, wat 'n tipe verhouding het ek met U? Ek praat nie van as ons sê wandel met God, jy het 'n ritueel nie. Jy bid jou lysie en as jy nie jou lysie het nie, kan jy nie bid nie. As jy jou lysie klaar gebid het, dink jy net jy klaar gebid. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van Henog het met God gewandel en dit was 'n plesier. En hoe weet ek dit was 'n plesier vir hom? Hoe weet ek Henog het dit geniet? Want die Hebreëus gebruik 'n woord hier, dit gebruik 'n werkwoord. Daai woord wandel is 'n intensief.
Dit beteken hy het geniet om met God te wandel. En dis wederkerig die Hebreëse werkwoord. It's reciprocal. It's mutual. It goes both ways. Dit beteken God het geniet om met Henog te wandel en Henog het geniet om met God te wandel. God het met hom gewandel, hy het met God gewandel. Net soos Adam en Eva in die tuin. Jy weet, ek het baie gewonder oor daai. Jy hoor ons baie keer mense sê, God het in die aandwindjie, in die koel middag, het hy met Adam en Eva kom wandel in die tuin. Dan lees ek Genesis 3, maar ek sien dit nie daar nie. Want dit sê, na hulle gesondig het, toe kom God in die aandwindjie, hy wandel in die tuin en hy sê, Adam, waar is jy? Dit sê nie, hy het met hulle gewandel nie. En baie mense sê dit, toe dink ek, hoekom sê mense dit? Toe dink ek, want dit sê, hulle het gehoor hoe God wandel in die aandlig in die tuin. So met ander woorde, hulle het geweet presies, hulle ken hierdie geluid, dit is 'n bekende geluid, hulle het dit dikwels gehoor. En weer eens, die Hebreëse werkwoord, ek het gaan kyk daar, so is ook daai wederkerige ding. God het met hulle gewandel, hulle het met hom gewandel, en dis intensief. God het dit geniet om met hulle te wandel, en hulle met hom. Hoe het jy nog met God gewandel? Hier is nog ietsie. Die Hebreëse werkwoord beteken aanhoudend met God gewandel. Dis 'n daaglikse ding wat gebeur het. Henog het gereeld met God ontmoet en net gaan stap. Dis hoekom ek vir die kinders gesê het, gaan stap en met die Here gepraat. Sy hart uitgepraat en gedink oor die Here. Waaroor dink julle het hy gedink? Waaroor het hy gepyns? Hy het nie 'n Bybel nie. Hy het nie 'n versie wat hy oor kan dink en daaroor praat met die Here. Maar hy het uit die skepping gehad, so hy kon sien wat God als gemaak het. En met die Here gepraat het en hom geprys het en bewonder die sonsondergang, en die sterre in die nag, en die sonsopkoms in die oggendlig, en die vrugte aan die bome, en die riviere, en die groen gras, en die blomme wat uitkom in die lente, die pragtige oranje en geel en rooi herfsblare. So Henog kon dit gedoen het. Henog kon gedink het, dat Eva eendag uit haar nageslag gaan iemand kom, en hy gaan die slang se kop vermorsel. Hy kon dink daaroor, en hy kon dink oor die offers wat gebring word vir sonde en sondebelydenis, en hy kon gedink het oor Adam en Eva wat die boom van die lewe verbeur het, wat het julle gedoen? En hy kon gedink het aan Jesus se kruisdood, want Petrus sê vir ons, al die profete het geprofeteer oor die swaar kry en die lyding van die Christus wat sou kom. Hulle het nie geweet wat 'n tyd dit gaan wees nie, maar hulle geweet dit gaan gebeur. En natuurlik kon hy gedink het oor wat gebeur heel aan die einde. Die wederkoms. En dit het Rolf gelees. Hy het geprofeteer daarvan. So die opdrag vir ons is eenvoudig, volg sy voorbeeld. En ek weet ons doen nie. So kom bely dit by die kruis en sê, Here, ek wandel nie met U nie. Ek stap nie met U nie. Vergewe my sonde. Ek wil in 'n verhouding met U leef, en dan doen jy dit. En die Gees sal jou bekwaam maak, wat jy met God wandel, en letterlik gaan stap. Isak het dit gedoen in die veld. Dis ietsie wat ek beoefen. Die Ewert het my gesê, hy doen dit ook. By sy werk is so mooi natuurreservaatjie. Gaan stap en gaan praat met die Here. En dalk kan jy nie stap nie, weens gesondheid, dan lê in jou bed. As jy bed leende selfs, lê in jou bed. Jy kyk aanlyn dalk, lê in jou bed en praat met die Here. Dawid het dit gedoen. In Psalm 63, hy sê, op my bed pyns ek oor U. En dan dink jy aan hom, en jy oordink sy woord dag en nag. En jy kom hier, en as jy hier kan kom, doen dit. En jy is hier so, ek is dankbaar. En dan kom aanskou jy die lieflikheid van Christus, deur die woord, en deur die lofgesange, en deur die gebede, en die fellowship, die samesyn, en jy bid sonder ophou, soos Paulus sê. En ek sê vir jou, as jy vir 50 jaar so lewe, en jy wandel met God, vir 50 jaar lewe jy naby die lig, dan begin jy self soos daai lig lyk, jy weerkaats dit, jy weerspieël dit, jy reflekteer dit. Hoe meer jy met die sluier is weggeneem, met onbedekte gesig aanskou jy die heerlikheid van Christus, die heerlikheid van die Here, sal jy self verander word om na sy beeld gelykvormig te word. So as ek praat van 50 jaar, kyk in vers 22,
Nadat hy Methuselah verwerk het, het Henog 300 jaar lank met God gewandel. Hoe lyk jou lewe as jy vir 300 jaar lank naby die Here lewe? Kan jy dink die effek wat dit op hom het? Nou kan ek vir jou vra, soek jy dit? Antwoord dit vir jouself, soek jy dit? Wil jy so naby die Here lewe? En baie mense sal sê ja, maar ek is net te besig, ek kry nie tyd nie. Hoeveel kinders het jy nog gehad? Hy het 'n vrou gehad, hy het Methuselah gehad, en dan sê dit hy het seuns en dogters gehad, maar ek wil sê dis nie seuns en dogters. Seuns beteken, ons sou sê dit beteken ten minste 2 seuns, ten minste 2 dogters. In Hebreëus kry jy enkelvoud, 'n duaal en 'n meervoud. Enkelvoud, dual in Engels en meervoud. Dual beteken 2, meervoud beteken 3 of meer. So hy ten minste Methuselah, 3 seuns, 3 dogters en 'n vrou, is ten minste 'n gesin van 8 mense. Wie van julle, ek weet daar's van julle wat meer uit gesinne kom met meer as 8 kinders. Wie van julle kom uit 'n gesin van 8 of meer? Kyk, ek weet oom Len ook. Ja, Kip. So, vra vir 'n ma met 8 kinders, hoe besig is daai huis? Moenie vir my sê jy het nie tyd nie. Met Henog, hy was besig. Hy het 'n kroos, hy en sy vrou, hierdie klomp kinders, nogtans gedurig deur doen hy vers 22. Hy wandel met God. Jy maak tyd vir wat vir jou belangrik is en vir wat jy geniet. Maak nie saak hoe besig jy is nie. As jou kind van Amerika afkom of van Kanada of Australië waarheen hulle geïmmigreer het en hulle kom kuier hier, jy sê nie ek's te besig, jammer my kind, jy moet maar 'n Uber reël. Jy maak tyd om hulle gawe toe te gaan. Jy maak tyd om met hulle te kuier. As jy nou hoor dat jy kanker het en is ernstig, jy sê nie ek kan nie nou dokter toe gaan nie, ek's te besig. Jy maak tyd om by die onkoloog te kom. So wat is vir jou belangrik? Wat is prioriteit? Al jou verskonings verdwyn as jy een keer hierdie water gesmaak het en so met God gewandel het. Jy sal weer kom en jy sal weer kom, die soete en lieflike gemeenskap met Christus. Stuart Elliott sê, those who have had life-changing encounters in the secret place cannot stay away for long. Laaste vraag, nommer 3. Waarheen het hy met God gewandel? Ek het by Herfsland Ouetehuis gepreek so 'n tydjie terug, en toe na die preek, toe vra 'n tannie vir my, hierdie jare in Genesis 5, hy het 969 jaar oud geword, hy het 962 jaar oud geword, Adam het 930 jaar oud geword. Is dit regte jare, gewone jare soos ons in? Wat dink jy? Mense het dit al voorheen vir my gevra. Ja, dis gewone jare, hoe weet ek dit? Ek weet dit want jy kry presies dieselfde patroon in Genesis 11. En toe hy 29 jaar oud was, toe sy seun gebore, en toe leef hy nog soveel jare, en toe sterf hy op daai ouderdom. Nou dink jy hy was regtig 29 of is dit nie gewone jare nie? Sy dalk net 7 weke oud. Nee, dis gewone jare. En in Genesis 1 lees ons in vers 14 dat God die son en die maan en die sterre geskep het. Hy het die groot lig vir die dag om te heers oor die dag, die kleiner lig en die sterre oor die nag. En dan sê dit, die son en die maan is gemaak om dae, jare, tye en seisoene aan te dui. So van die begin af is die son geskep om jare aan te dui en die maan, tye en seisoene aan te dui. So dis gewone jare hierdie. En natuurlik ook hulle het goeie gene gehad, nê. Dis nie baie ver van die sondeval af nie. So die genepool is nog nie so de mekaar en dinge so verskriklik dat jy allerlei ernstige probleme het nie. Nou Henog se pa, Jared, hy was die tweede oudste in hierdie hele geslagsregister, 962 jaar. Henog se seun, Methuselah, hy was die heel oudste, 969 jaar. En tussen hierdie twee broodjies is Ham. En dis Henog. En Henog is by verre die jongste van almal in hierdie geslagsregister, met meer as die helfte jonger. Hy word maar net 365 jaar oud, sê die teks vir ons.
maar daar's 'n boodskap daarin. Almal is 900 in die 900s, hy's 365. So hy het 'n jaar vir elke dag van 'n sonkalenderjaar, om te wys hy het 'n vol lewe gehad. So 'n vol lewe is nie die ou wat die oudste word nie. 'n Vol lewe is nie die ou wat die meeste sukses in sy lewe bereik het, die meeste oorsee getoer het, die meeste dinge bereik het nie. Die volste lewe is die persoon wat met God gewandel het. Dis 'n vol lewe. En dis wat ons sien in Henog se geval. So dit sou beteken dat 'n jong man met die naam van David Brainerd, hy het gelewe in die 1700s in Amerika, hy was 'n sendeling na die Indiane, hy het 'n baie kort bediening gehad, en hy het met God gewandel. En toe skryf Jonathan Edwards sy lewensverhaal neer. Hy het sy dagboek gevat, sy joernale, en toe skryf hy oor wat David Brainerd alles beleef het. Daai boek wat Edwards geskryf het amper al die groot sendelinge ter wêreld is beïnvloed deur daai ou se lewe. Koningin Elisabeth II het 96 jaar oud geword, en sy is die koningin. Haar lewe was nie so vol soos David Brainerd se wat dood is op 29 nie. Hy het die vol lewe gelei. En Jesus gee vir ons hier in die lewe van Henog 'n voorbeeld. God gee vir ons 'n voorbeeld om te sê, kyk na hierdie man se lewe. Het julle al, as jy uit die aard van die saak nou al verder as hierdie hoofstuk in jou Bybel gelees, maar as jy in hoofstuk 6 kom, het julle al gesien wat word van Noag gesê? Dis sy agterkleinseun. Wat word van Noag gesê? Hy het met God gewandel. Hoofstuk 6 vers 9, waar het hy dit gekry? Dat was daai voorbeeld van Henog wat hom beïnvloed het, wat hom geïnspireer het. En dit inspireer nie net vir Noag nie, dit inspireer ons, want ons het Hebreërs 11 in ons Bybel. Die hoofstuk oor die geloofshelde. En een van daai mense is Henog, het met God gewandel. Wat 'n inspirasie vir ons. Om te sê, kyk hierdie man se voorbeeld. En God was so tevrede met hom. Eendag, toe Henog weer so gaan stap, en hy praat met die Here, toe sê die Here, vandag kom jy saam my huis toe. En toe stap hy tot in God se huis, hy's nie dood nie. Vers 24 sê dit vir ons, 23 en 24. En Jesus het jou net so lief. Jesus het sy kinders so lief, het jou so lief, hy wil hê jy moet by hom wees. En as die tyd reg is, gaan hy jou kom haal, maar hy wil hê jy moet by hom wees, hy wil hê jy moet sy heerlikheid aanskou, soos Asaf sê in Psalm 73. Wanneer die Here klaar is met jou in hierdie lewe, he will take me to glory. Dan sal hy jou ook vat. En hy sal jou vat om by hom te wees. Ek het in Matthew Henry se kommentaar gelees. Hy sê, God often takes those early whom he loves best. Jy nog lank voor al die ander, vat hom. Ek wil jou by my hê. Ek wil jou by my huis sê, ek geniet jou so. Jy sien selfs die Here Jesus, wat God is. Hy het niks nodig nie, maar selfs hy. Hy sê, ek is 'n bruidegom, en 'n bruidegom wil nie sonder sy bruid wees nie. Ek is die hoof, en 'n hoof wil nie sonder die liggaam wees nie. Ek is 'n herder, en 'n herder wil nie sonder die skape wees nie. Ek soek jou by my. Ek wil hê jy moet huis toe kom. En op die regte tyd kom haal hy jou. En dan selfs al gaan jy dood, ja, Henog is nie dood nie, ja, Elia is nie dood nie. Die Here het hulle net gevat na homself toe. En ek en jy sal doodgaan, maar selfs die dood sal ons nie skade doen nie. Want Jesus is die opstanding in die lewe, en wie in hom glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Sal in ewigheid nooit sterf nie. En dan vat hy in homself toe. En wat gaan daar gebeur, as jy daar is? Dan gaan jy net verder met hom wandel. 'n Jong seun in Louis Trichardt Baptiste Kerk. Hy was 14 jaar oud. Ek was toe al klaar met skool, dink ek. Ek ben nou net my ouderdomme nou mooi dink. Die ou was 8 toe ek 13 was. Ja, so ek was seker net klaar met skool. En toe is hulle op pad Kanada toe. Hulle is Bulgare, van Bulgarië. En die ou se naam was Viktor Petrov. En hy en sy pa en sy ma is gedoop daai Sondag. Hulle het tot bekering gekom in Suid-Afrika, van Bulgarië gekom. En toe staan Viktor daar, 14-jarige seun. En hy getuig van hoe Jesus hom gered het. En hy het gesê, and I have followed him on earth. I will follow Jesus on earth. And I will follow him in heaven. En hy het so trane in sy oë gekry toe hy dit sê. Was my so mooi gewees.
En dis wat met jou sal gebeur, soos met Henog. Hy het met God gewandel, die Here vat hom soontoe, en daar wandel hy net verder met God. En daar sal hy verder met hom wandel. Maar dan sal dit van aangesig tot aangesig wees, en daar sal dit wees soos verliefdes, wat stap daar in die Wes-Kaap, deur die wingerde. Daar is die pragtige Wes-Kaapse berge. En hulle gaan sit daar iewers in die veld met 'n kombersie en 'n piknikmandjie onder 'n koelteboom en pragtige blomme. En hulle geniet net mekaar se teenwoordigheid. En so sal jy wees met die Here Jesus. En weet jy, soos wat tyd aangaan in die hemel, soos wat die ewigheid uitspeel en aangaan, dis soos ou wyn. Word net beter met tyd. Goeie wyn. Dis soos 'n goeie huwelik. Hoe langer die tyd aangaan, hoe beter word dit, hoe dieper word dit, hoe ryker word dit, hoe voller word hierdie gemeenskap met Christus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe ryk en hoe lieflik is dit om gemeenskap met U te hê, om met U te wandel. Ag Here, ons krap dalk nie eers die oppervlak nie. Leer ons om met U te wandel. En wandel U met ons asseblief. Dat ons net Hom mag ken. Christus mag ken. En U ons Vader mag sien in die aangesig van Jesus. En die liefde van die Gees ons harte vul. En ons so in bewondering en blydskap en vriendskap en 'n verhouding, liefde, intiem gemeenskap met U kan hê, ons drie enige God. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.